Goeiemôre broer en suster. Dis lekker om julle almal hier te sien. En dat almal, ek is dankbaar dat almal 'n plek het. Ek hoop almal gaan brood kry en wyn kry ook nou. Want ons het nagmaal. Welkom aan besoekers wat vandag hier is. Hier's van die doop mense, waar is julle? Al die besoekers van die doopelinge. Is net julle. Dan moet nog wees. Hulle sit op die stoep, ek wou net sê, in die doopkamer is daar agter. Ons gaan die diens vandag so bietjie omruil. Ons gaan met die afkondigings begin. Net gou so kyk. Connie, Jim, hier is nog plek hier voor. Daai kant is ook nog plek. Ons gaan met die afkondigings begin. En dan gaan ek dat die diens deurloop. Tot op die einde, sonder dankoffers. Ons gaan met die dankoffers ook voor die tyd doen, sodat ons nie die diens gaan onderbreek. En jy gaan sien, hy gaan vloei die diens. So, kom ek begin eers met die afkondigings. Verjaarsdae hierdie week. Wie verjaar? Daar's een wat verjaar. Nou moet iemand vir my help ronddra. Asseblief. Gaan jy vir my help? Baie dankie. Daai tannie daar agter. Daar steek haar hand op. Is daar nog iemand wat verjaar? En nuwe intrekkers, daar's nog 'n dis nie 'n verjaarsdag nie. Goed. Besoekers vandag in die diens, hande op. En julle kan julle hande opsit. Kom ons gee vir hulle elkeen een van hierdie. Gaan jy gou vir hulle uitdeel daai. Almal wat 'n besoeker vandag is. Daai kant ook, né? Goed, daai kant ook. Julle moet hande opsteek. Eerste keer wat jy hier is, hande op. Daai kant. Welkom hoor. Goed. En dan as jy by ons gaan inskakel, dan moet jy ook 'n lekker goed kry en jy moet een van hierdie papiere kry, want hierdie maak dat jy 'n gratis cappuccino kan kry by die kombuis na die tyd. Enige iemand wat nuut is wat by ons, daar sy. Gaan gee vir daai oom daar agter ook, daar sy. Sy gaan nou vir jou wys. Daar sy. Goed. Die sterprojek vandag vir Olga van der Walt. Kom ons eet saam Saterdag 12:00. En julle moet julle name vir kantoor of vir Martien gee. Nie vir Martien nie, vir wie? Die kantoor. Baie dankie. Volgende Sondag is ons terug in die kerk. En dankie vir almal wat daar nou al baie harde werk gedoen het. Ons is nog nie klaar nie. Ons sal later, soos wat die gelde kom, sal ons matte insit en die verhoogie insit, wat ons die liturgiese ruimte bietjie gaan oplig. Maar vir nou volgende Sondag terug in die kerk. Volgende Sondag is dit ook bring en braai. So jy bring jou vleis, ons gee die vure, ons gee die pap, ons gee die slaai, rolien, wat nog. Dis wat ons gee en jy bring jou eie eetgerei en jy bring jou eie vleis en direk na kerk dan begin ons te braai. Dimensiegroep donderdag is weer aan die gang. Woensdag is die Pilates. Die mandjie wat jy kan hikel, jy kan hom opsit, ek weet nie wie hom kan kry nie. Jy kan nog tot vandag toe jou mandjie bespreek
En dit kan jy ook sommer by die inligtingstoonbank doen. En dan volgende maand ons 10de dankoffermaand, herinnering daaraan. Kom, ons gee nou ons dankoffer. En wanneer ons dankoffer gee, is dit mos nou 'n simboliese handeling, dat alles wat jy is en alles wat jy het, behoort aan die Here. En jy gee jou stukkie geld, is maar eintlik ek wat sê, ek gee my lewe vir die Here. Jy sal sien op die skerm agter gaan die woorde verskyn wanneer die gemeente ook moet praat vandag. So jy lees rustig dan saam agter ook. God is hier. Hy is hier teenwoordig. Hy is in die brood, hy is in die wyn, hy is in die simbole, hy is hier as ons is sy liggaam en ons vier hom vandag. Van sy liefde
Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God. Ons glo in die Heilige Gees, die Heer en die lewendmaker wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word. En omdat ons dit glo, kan ek julle vanoggend groet in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ek gaan nou vra dat Richard en Danel Schultz hier by my kom staan, dat klein Anrich ingebring word. Rivan kan ook hier kom staan. En al die kinders wat wil kom kyk, dan moet jy nader kom. En hierso kom staan julle hierso vir my. En dis Piet Ma wat hom inbring. En julle kan, kom sit julle hierso gou, dan kom kyk julle. Al die kinders wat wil kom kyk, dis ook ons kindermoment, julle kan hierna kan julle uitgaan. Sê, kom sit sommer net daar. Daar sê. Goed. Klein Anrich is 'n klein wonderwerkie. Pa en ma het hoe lank vir hom gewag, en toe hy uiteindelik kom, toe is hy hospitaal toe vir hoe lank? Dis 'n paar keer baie siek. En uiteindelik, ons sou hom al wanneer amper 'n jaar gelede gedoop het. En ons kon net nie, en daarom is dit so groot voorreg om hom vandag ook te kan doop. Is julle gedoop? Ja. Wat gebeur by die doop? Ja. Hulle maak jou nat met water en dan? Dan is jy gedoop. En water is hier, ja, want hier's baie water. Maar daar gebeur meer. Dis nie net ek wat water op klein Anrich gooi nie. Dit is ook eintlik die Here wat kom en sê, ek merk hom vir my. Voordat hy nog
enige iets kan self sê, voordat hy kan glo, kom God en hy sê, jy is myne, ek merk jou vir my. En daarom wil ek by julle twee hoor. Glo julle dit? Glo julle die Bybel is die woord van God? Glo julle in Jesus Christus as julle verlosser? En glo julle ook dat ons as liggaam van Christus ook saam met julle verantwoordelikheid vat om hom groot te maak? Want dit is ons werk. Bring hom nader. Richard, hou hom regop, daar is hy. Gee my jou hand. Daar is hy. Richard Andrich Schultz, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Daar is die ede. Daar is hy. Hemelse Vader, dankie vir u verbond van genade wat u so met ons en ons kinders sluit. Dankie vir klein Andrich. Dankie vir die genade wat u gegee het dat hy kon mens word, dat hy vandag hier kan wees. Here, en daarom bid ek ook vir sy ouers, dat u vir hulle ook die krag sal gee om altyd reg voor te loop, dat hy ook eendag, elke dag, vir u in hulle sal raak sien. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Sal jy, is hierdie ding aan? Ja, sal jy asseblief vir ons die doopkers kom aansteek? Doopkers, 'n kers wat julle elke jaar op doopdag aansteek en vir hom herinner. Liewe Jesus is lief vir jou. Dink julle ek kan hom vir die mense wys? Kom ons probeer. Ek gaan vinnig. Nee, ek gaan nie. Kom ek maak so. Daar sê hou hom op. Gemeente Klein Richard Andrich Schultz. Bid vir hom, bid vir sy pappa en mamma, dat hy die Here ook in hulle sal sien. Baie geluk julle. En die kers moet julle ook kry. Rivan, jy moet die kers vat asseblief. Nee, gee hom vir hulle, laat hulle hom net indraai, hulle kan by die tafel doodblaas. Dit is simbolies, wanneer hulle nou teruggaan na die banke toe. Simbolies hoe die volk van God, ons, sy gemeente, hom ook opneem tussen ons. Julle kan gaan sit, julle kan, die wat hier wil bly, die wat wil klas toe gaan klas toe, en ons, terwyl ons bly sit, sing die lied. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie
uitdoof nie. Vandag Hervorming Sondag. Die dag waaraan ons terugdink waarvandaan ons kom, terugdink aan die goed wat vir ons belangrik is in ons geloofsreis. Dis ook die dag, die jaar, 1700 jaar gelede, wat een van ons geloofsbelijdenisse, die geloofsbelijdenis van Nicea geskryf is. Die geloofsbelijdenis wat onder andere bely, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader, voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader. Nou, soos al die geloofsbelijdenisse 'n interessante storie het hierdie gelykenis of hierdie geloofsbelijdenis ook 'n storie. 'n Storie van hier rondom die 3de eeu na Christus. Het die Christene, hulle was baie filosofies. Vandag is ons baie meer wetenskaplik ingestel. Hulle baie filosofies. Hulle het gaan sê, waar kom Jesus vandaan? Wie is Jesus? Want in die Bybel gee Jesus self 'n klomp aanduidings wie hy is. Onder andere, waar hy vir iemand sê, jou sonde is jou vergewe. Net God kan sonde vergewe. So hy moet God wees. Op 'n ander plek sê hy vir hulle die Torah, die wet sê dit, maar ek sê vir julle, weer God wat dit kan doen, niemand anders nie. Ander plek, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun, enige gebore seun gegee het. Wie is hierdie ou? Dat hy so kan praat oor homself. En was hy nou God, of was hy 'n mens? Nou in die jaar 325 na Christus was daar 'n baie slim teoloog, Arius was sy naam. Hulle sê hy was 'n redelike aantreklike ou, bietjie langer as ek, nie baie mooier as ek nie, maar redelik aantreklik, en hy kon preek dat die spoegspad. En die mense het aan sy lippe gehang, en om dit nog beter te maak, hy kon ook sing. En as hy gesing het, dan sit soos, wie is die ou wat vandag, laat ek eerder nie 'n naam noem nie, ons was by Afriduet gewees, nou Vrydag. Wow. En as Jannie Moelman daai tyd gesing het, dan het die mense verstom gestaan oor die omvang. En Arius het begin dink oor hierdie teks wat ons gelees het. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self ook God. Grieks sê die logos was by God. So, wie is hierdie logos? Is hy nou 'n God? Is hy 'n mens? En Arius het gesê, nee, daar's nie 'n manier wat hy 'n God kan wees nie, maar hy is die grootste, hoogste skepsel wat God gemaak het. En hy is so amper 'n hybride, half God, half mens. Nou vir die tyd van daai tyd was dit nou nie so moeilik nie, want hulle het vir Hercules gehad, wat half God, half mens was, in die Griekse mitologie, so Jesus half God, half mens. En toe is daar 'n paar ouens wat nou nie so mooi soos hy was nie, en nie so goed soos hy gesing het nie, en nie soveel mense getrek het nie, en hulle het begin sê, maar jy praat twak.
Jesus is God. En daar begin spanning ontstaan. Nou, in dieselfde tyd is keiser Konstantin. Het hy keiser geword, hy het tot bekering gekom. Dit was 'n wow ding dat 'n keiser daardie tyd tot bekering gekom. Die eerste Christelike keiser wat daar was. En hy's verbaas, verstom oor die goed wat hy leer uit die Christelike geloof. En wat leer hy? Hy leer hierdie ouens maak vrede. Hierdie ouens vergewe. Hierdie ouens lewe net op 'n nuwe manier. En op daai stadium die Romeinse ryk in 2 gedeel. En hy sê, maar ek wil weer hierdie 2 dele bymekaar kry. Kom ek gebruik die Christendom om dit te doen. Want hulle het dit net alles. En net toe hy dit wil begin doen, toe kom hy agter, maar nou is hierdie Christene besig om onder mekaar te baklei. Is Jesus nou God, of is hy nou nie God nie? Is hy halwe God, is hy hele God, wat is hy? En toe doen hy wat my pa met my en my broers gedoen het wanneer ons baklei het. Hy sluit ons in 'n kamer toe. Hy sê, julle kom hier uit voor dit nie uitgesorteer is nie. En dit doen hy met die kerk. En hy kry die klomp bymekaar en hy sê, hier kom julle nie uit nie, tot julle 'n oplossing het. En hulle is in, en hulle het vergadering gehou, hulle het gepraat, en uiteindelik kom hulle uit met die woorde. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, hy skepper daarvan, en in een Heer, enige gebore seun, Jesus Christus, voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God. Waarlik God en waarlik mens. En dis hierdie God wat ons aanbid. Ons het gesien waar 'n geloofsreis vandag begin met klein Anrich hier by die doop. Waar God gekom het en vir hom gesê het, hier merk ek vir jou, voordat jy nog enige iets kan doen uit jouself. Jy's myne. Doop is die teken dat die woord wat lewe bring, die woord waarvan ons gelees het in Johannes 1, lewe bring, die woord wat ons roep, die woord wat ons merk. En waar hierdie woord van God begin klink, kom daar nuwe lewe. In die doop sê God weer, soos in die begin van die skepping, laat daar lewe wees. En hier begin die storie van gelowige mense. God wat kom en sê, ek merk jou vir my. Deur die eeue is ek jou God. Jy's myne. Dis genade. Maar dis nie waar dit stop nie. Johannes 1 vers 3 en 4 sê, alles het deur hom ontstaan en in hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die nagmaaltafel is die tafel waar ons hierdie lig kry. Die tafel waar ons deur en weer gevoed word. Ons begin by die doopvont, ons is by die tafel, daar kry ons krag vir die geloofsreis, soos wat die brood gebreek word, en soos wat die brood ons dan voed die woord ons vir die lewe. En soos wat die wyn deel van ons lyf word, en vir ons ook vrolik kan maak, so doen die Gees, en hy gee vir ons 'n blydskap in ons.
En wanneer ons dan nou van die brood gaan eet en die wyn drink, mag jy iets van hierdie vreugde van ons hemelse Vader beleef. Johannes 1 vers 5 sê die lig is in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ons begin by die doop, ons is by die nagmaaltafel, en vandag by die hervorming Sondag, wat sê hierdie lig kom deur die eeue. Hierdie lig gebeur wanneer Konstantyn die kerk by mekaar roep en sê, nou kom julle bulle nie hier uit voordat julle mekaar gekry het nie, dan breek die lig deur. Hierdie lig breek deur wanneer Martin Luther sê, ek kan nie verder aangaan soos wat ek aangaan nie. Ek glo in die genade van die Here Jesus Christus. Woord alleen, genade alleen, geloof alleen, woord alleen. Aan God alleen die eer. Hervorming is nie net 'n gebeurtenis in die verlede nie, maar is iets wat elke dag nog gebeur. En dit maak my so opgewonde om vandag deel van die kerk te kan wees, waar ons oor moeilike goed baie keer praat, ons het die guts om dit te doen, en ons praat daaroor, en ons stoei die goed deur, en ons soek God se lig. Hervorming vandag die hele tyd. Voortdurende reformatie om weer en weer terug te keer na die bron, na die woord, na die doopwater, na die nagmaaltafel, maar ook na Christus self. Kom ons luister na die geloofsbelijdenis. En kom ek sê sommer oor dit, hoe oud en nuut by mekaar kom. Die geloofsbelijdenis van Nicea wat gesing gaan word. 'n Geloofsbelijdenis wat ons vir AI gegee het. En gesê het, maak 'n lied. Sit woorde, musiek by die woorde. Kom ons luister. Ons glo in God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. En in Heer Jezus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader, voor alle tye. Leg uit leg, waarachtige Godheid, waarachtige God verwek. Nie gemaak nie, En in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mens en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, en mens geword het. wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, En op die derde dag opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan,
wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely en doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons gaan nou begin om gereed te maak om die nagmaal te bedien. Julle kan vir ons die dankie Brenda, julle die lappe afhaal. Ek sies, julle moet nog nie kom nie, hoor, ek sal volg net die papier. Is die boer. Daar sê, begin net weer. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Ekskuus, nou kort ek 'n bladsy. Die ware
Ons bely ons gebreke en mislukkings in gemeenskap met mekaar. Ons begrip aan onderlinge begrip. Ons gebrek aan vergifnis. Ons gebrek aan openheid. Ons gebrek aan sensitiwiteit. Ons bely voor U al daardie tye toe ons so graag beter as ander wou wees. Toe ons te haastig was om regtig te sorg. Toe ons te moeg was om na ander om te sien. Toe ons te lui was om regtig te luister. Toe ons met ander motiewe as liefde opgetree het. Aan almal wat op God se vergifnis vertrou, beloof Christus moed en krag in die stryd vir geregtigheid en vrede. Hy beloof sy teenwoordigheid in tye van vreugde en teleurstelling. En hy beloof lewe in God se koninkryk wat geen einde het nie. Ek wat vergifnis ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het die guns my aangebied. Ek loof en prys u deur in tyd. Ek loof en prys u deur in tyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. O God, wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in u beskerming. By u sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys u deur in tyd. Ek loof en prys u deur in tyd. En roem u groot barmhartigheid. Groot barmhartigheid. Die maaltyd wat ons nou gaan nuttig, herinner ons aan God se bedoeling met die Christelike gemeenskap, nie net met vandag nie, maar ook deur die eeue. Kom ons dek nou die tafel met daardie simbole wat praat van ons geloof, wat praat van die gawes wat Christus aan ons gee, en ons roeping om as sy disippels te lewe. En nou moet ons eredienswerkers vir my help asseblief. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, been beteken. Hulle wou vir hom wyn en mirre gee, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9:00 in die môre toe hulle hom gekruisig het.
Brode. Hulle help met die wyn asseblief. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Ons glo in Jesus wat gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is. Ons glo aan een heilige algemene Christelike kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot die vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al jou sonde. Daar's by die tafels is daar broodjies, julle is welkom om dit vir mekaar te breek, en mekaar aan die tafels ook te bedien, en julle gaan nou vir ons moet help, daai ouens daar agter, wat nie 'n tafel naby hulle het nie, dat julle vir hulle ook net help asseblief. En ek hoop dat jy 'n groterige stukkie brood gevat het vandag. Dat jy net ook op 'n ander manier ervaar hoe God se genade deel word van jou lyf. En soos wat jy sukkel om daai broodjie te kou,
so sukkel ons partykeer om God se genade te aanvaar. Maak dit net deel van jou lewe. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed gestort is tot 'n volkome versoening vir al jou sonde. Hier is nog kelkies hier voor, as julle nog nodig het, daar agter groot beker. Kobus, kan jy vorentoe kom? Nog iemand wat van die beker gebruik wil maak? Kom ons bid nou hardop saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die feesmaal is verby, die wêreld wag. Laat ons in Christus mekaar lief hê, deur sy gees vir mekaar en die wêreld te dien. En waar ons nou sluit, Here, laat u liefde vir ons en ons liefde vir mekaar die krag van ons lewe wees. Amen. Kom ons staan. Regeer hy ons ten goeie.
begin moet in dood, moet geen bedreiging wees nie. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees.